Maar hoe klink hierdie wysheid bekend? Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dis nie die goue reël. Dit was 'n oproep om nie skade aan iemand anderste te berokken nie. Ek wil vir julle sê daar's 'n ander pad wat Jesus wil hê ons moet stap. Die silwerreël is nie die pad wat Jesus wil hê ons moet stap. En die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, het ek agtergekom daar is soveel meer. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ek gaan vanaand met julle 'n bietjie ietsie deel en die tema van vanaand se woord is die goue reël. Sê saam met my die goue reël. Ek weet nie van jou nie, maar 'n wandel saam met Jesus is 'n ander wandel as wat die wêreld het. Is dit nie so nie? Ek weet nie van julle nie, maar ons leef in 'n wêreld vol wyshede. Daar's maar baie wysheid daar buite. Daar is antieke wysheid. Daar is geestelike wysheid. Daar is net soveel wysheid daar buite, maar tog snaaks dat die Bybel sê dit wat vir God wysheid is vir die wêreld dwaasheid. En dit wat vir die wêreld na wysheid lyk, is vir die kind van die Here dwaasheid. En ergens wil ons vanaand kom wanneer ons praat oor hierdie goue reël, moet ons vra Here, kom leer U ons. En ek wil jou vanaand eintlik net kom inspireer deur hierdie woordjie. En ek wil jou vanaand kom uitdaag om te leer wat dit is om op 'n goddelike, kreatiewe manier lief te hê. Amen. Is dit nie waar nie? Die Here roep ons tot soveel meer. Ek weet nie van julle nie, maar hoe klink hierdie wysheid bekend? Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Wie van julle ken daai wysheid? Okay, watter reël is dit? Dis nie die goue reël nie. Ek gaan dit weer lees. Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dit is 'n silwerreël. In die ou antieke wêreld, veral in Judaism, het hulle hierdie waarheid geglo en hulle het gesê, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Hierdie was 'n filosofie wat hulle aangehang het, maar dit was 'n filosofie van terughoudendheid. Dit was 'n oproep om nie skade aan iemand anderste te berokken nie. Sê saam met my, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. 'n Eenvoudige voorbeeld, moenie steel nie. Want ek wil nie iemand anderste moet my kosbare besitting steel nie. Okay. So die hele gedagte was 'n oproep om nie skade aan iemand anderste te berokken nie. En as jy na hierdie gedeelte kyk, besef jy maar die silwerreël is nie 'n slegte reël nie. Maar ek wil vir julle sê daar's 'n ander pad wat Jesus wil hê ons moet stap. Amen. Hierdie is nie die pad van 'n Jesus volgeling nie. Die silwerreël is nie die pad wat Jesus wil hê ons moet stap nie. Jesus het 'n ander pad gehad. Ja, dis 'n goeie reël, mooi beginsels om jouself te weerhou van dit wat sleg is, nie om skade aan iemand anders te berokken nie, maar sê saam met my, daar is soveel meer. En die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, het ek agtergekom daar is soveel meer. Eers waar ek voorheen gehaat het ek nou lief gehad. Eers waar ek voorheen nie kon vergewe nie, was daar nou iewes skielik hierdie dryf om ander te vergewe. Die evangelie het ons verander, is dit nie so nie? Die kosbare boodskap, die inwerking van die Heilige Gees en die werk aan die kruis het aan jou en my 'n groot werk kom doen. Draai na iemand langs jou en sê, jy's nie meer jou ou self nie. Sê saam met my, ek is so bly. Sê jy's 'n nuwe mens. Sê saam met my, jy's 'n nuwe mens. En dit is wie ons is in Jesus. Onthou, die silwerreël is nie 'n slegte ding nie, maar dit is nie 'n pad wat Jesus se koninkryksburger stap nie. Daar is soveel meer. Dit is nie die taal van die koninkryk nie. Okay. Jesus kom en hy draai dit heeltemal op sy kop. Was julle gewoond met dit? Nee, hy doen dit. Nee, hy draai alles op sy kop. En Jesus kom en hy draai dit om en hy sê, doen verander wat julle wil hê hulle aan julle moet doen. Die eerste een, moenie dit doen nie. Jesus sê, maar doen dit. Die hele ding van die silwerreël
was 'n lewe van passiwiteit. Dis 'n lewe van terughoudendheid. Met ander woorde, ek gaan nie steel nie. Dan dink ek dis oukei. Klink dit vir julle bekend soos die Fariseërs? Dit was die Fariseërs se lewenstyl. Ek het niks sleg gedoen nie. Maar aan die ander kant doen ek ook niks goed met my lewe nie. Daar is soveel meer en dis kom Jesus hier die hele ding op sy kop draai met die goue reël. Ek wil gou vir jou lees uit Matteus 7 uit vanaf vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Kom ons kyk 'n bietjie na agtergrond van Matteus 5, 6 en 7. Dit was Jesus se bergprediking. Sê saam met my, bergprediking. En dis is waar Jesus eintlik die manifest van die koninkryk van God aan ons bekend gemaak. Maar wat is 'n manifest? 'n Manifest is eintlik 'n verklaring oor wat persone of individue se oortuigings is. Dit praat oor wat ons doelwitte is. Dit praat oor wat ons waardes is en dit praat oor wat ons voornemens is. So wanneer Jesus hier in Matteus 5 tot 7 praat met ons in daai 3 hoofstukke, kom hy eintlik en hy sê, hey, as jy 'n koninkryksburger is, kan ek sien as daar enige koninkryksburgers hier vanaand? Enige koninkryk, halleluja, nê. As jy 'n koninkryksburger is, sê die Here, dit is hoe jy moet leef. Hierdie moet jou oortuigings wees, hierdie moet jou doelwitte wees, hierdie moet jou waardes wees, hierdie moet jou voornemens wees en dit moet openbaar gemaak word deur jou lewe. Hy roep jou nie net om weg te bly van dit wat verkeerd is nie. Hy roep jou om dit te doen wat reg is. En as jy mooi gaan kyk in die Bybelse konteks, as ons praat oor die eer van God, word God geëer op 2 plekke. As ons die slegte vermy, maar ook as ons die goeie doen. Sê saam met my, halleluja. En wat was Jesus se lewe? Jesus se lewe was dit, is dit nie so nie? Jesus het jou en my kom roep tot soveel meer. So hierdie silwer reël roep ons tot passiwiteit. Solank ek net nie my broer se goed steel nie. Solank ek net nie sy vrou vat nie, maar kan haar kyk. Onthou julle wat het Jesus gesê? Hy sê, jy mag nie begeer nie. Ek begeer dan nie. Hey, maar jy kyk dan na jou buurman se vrou. So met ander woorde, Jesus sê, maar doen ook die goeie. Ons gaan nou 'n bietjie verder na 'n paar praktiese goedjies kyk, dat jy kan sien hoe ek en jy maklik verval in hierdie silwer reël, maar Jesus het ons eintlik geroep om te leef die goue reël. Sê saam met my, die goue reël. OK. Hierdie goue reël is die noupoort. As jy ons my vra, wat beteken 'n wandel saam met Jesus? Dan sê ek die goue reël. Is die noupoort. Is daarom maar wonderlik om te besef, dit kom so amper aan die einde van Matteus 7, en wanneer baie mense na hierdie Matteus 7 vers 12 kyk, die goue reël, wil dit eintlik sê, dit is die opsomming van hierdie Matteus 5, 6 en 7. Alles saamgevat. En hoekom sê hulle so? Want selfs in hierdie gedeelte sê Jesus, want hierin is die wet van die profete ook saamgevat. Dit is alles. En as jy kyk, okay, kom ons kyk gou, daarin is die wet, kom ons vat uit die Ou Testament, daarin is die wet, die klein profete, die groot profete en dan die geskiedenisboeke. Okay, so hierdie paar boeke se opsomming is die volgende. Is julle reg daarvoor? Ek gaan dit vir jou uit die Boodskap Bybel uit vertaal. Dink aan dit wat jy graag wil hê ander mense aan jou moet doen. Gaan jy en doen dit dan eerste. Dis in die Boodskap Bybel staan Matteus 7 vers 12 so. Is dit nie kosbaar nie? Dink aan dit. Ek wil jy dink 'n bietjie. Nou jy waar jy sit. Dink aan dit wat jy graag wil hê ander mense aan jou moet doen. Dis so relevant vir 'n ou se huwelikslewe, is dit nie so nie? Want dit praat van 'n onselfsugtigheid. Dit praat van 'n kreatiewe manier om lief te hê. Is dit nie so nie? Want nou moet ek aan maniere dink, nê. Ek kan nie maar net die slegte vermy nie. Ek kan maar nie, okay, ons gaan nie beklei nie huisie, ek gaan maar net eerder stil styp hê. Maar daar's soveel meer. Dit help nie net om weg te bly van dit wat sleg is nie. Ons moet fokus op dit wat reg is en ons moet ook die goeie doen. En hierdie beginsels is eintlik so besonder. In Matteus 5 tot 7 in hierdie bergpredikasie van Jesus openbaar hy aan ons hoe ons lewens moet lyk. Die hele wet van die profete word hierin vervul. Luister mooi, hierdie gedeelte is nie net 'n opsomming nie. Dit is 'n oproep vir jou en my tot 'n radikale lewenstyl. Sê saam met my, 'n radikale lewenstyl. Wil jy weet wat 'n radikale lewenstyl? Want kyk, dis hoe ek en jy moet lyk. Die Here het ons geroep tot 'n radikale lewenstyl. 'n Lewenstyl wat liefhet
Dis die weg van die kruis. En as mense vir my vra wat behels 'n Christelike wandel, dan gebruik ek die goue reël en sê ek is hierdie. Hierdie is die nou poort. Hierdie is die smal weg. Hierdie is die weg van 'n disipel. Hoor hierdie woorde. Ware geregtigheid is 'n aktiewe geloof van liefde. Ware geregtigheid is 'n aktiewe geloof van liefde. En ek wil jou aanspoor, die goue reël is jou en my koninkryks mandaat. Dis waartoe ons geroep is. Amen. Amen. Ons kan nie meer dieselfde nie. Jesus het ons totaal en al kom verander. Wat sê Romeine 6 vir ons? So in die boodskapbybel sê hy so mooi. Kan ons dan aangaan om die sonde te doen? Dan sê hy nee, jy kan nie. Want jy is mos, sê saam met my, morsdood. Sê vir die ou langs jou, ek hoop jy is morsdood vir die sonde. Morsdood. Dis so 'n kosbare woordjie wat in die boodskapbybel gebruik. Morsdood vir die sondige lewe. Hierdie is ons koninkryksmandaat. En wanneer ek na jou lewe moet kyk, dan moet ek kan sien dat die goue reël kern van jou lewe is. En dis wat volgens jy leef. Dit maak nie net saak om weg te hardloop van die verkeerde nie, maar jy moet die regte dinge ook doen. Halleluja. Halleluja. Die goue reël is 'n reël wat uitgeleef word in 2 dinge. Sê saam met my 2 dinge. 'n Nabyheid en 'n empatie. Ons gaan nou mooi verduidelik wat beteken dit. OK. Hierdie antieke spreekwoord wat hulle gebruik het, wat hulle gesê het, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, is 'n spreekwoord van afstand. Jy is daar ver. Ek hoef nie naby jou te kom nie. Dit is 'n spreekwoord wat sê ek gaan nie skade aan jou doen nie, maar die goue reël is heeltemal anders. Die goue reël sê ek beweeg nader aan jou. Die goue reël sê ek beweeg nader aan jou situasie. Ek beweeg nader aan jou seer. Ek beweeg nader aan jou moeilike omstandighede. Partykeer sal ons na mense se lewens kyk en sê, "Woe, daai ou se lewe is so ingemors." Wie van julle het dit al gesien en gesê? Ons doen. Maar wanneer jy ons kyk na die koninkryksreël van die goue reël, sê ons kom naby, selfs in daardie persoon se gemors. Ons kom so naby. Dis nie iets wat gedoen kan word op 'n afstand nie. En daarom kan die kerk en ons as kinders van die Here ons nie self uit die wêreld uithaal nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie, nê. Ons is in hierdie wêreld geplaas. En daarom is ons grootste roeping om in te tree, in te beweeg in 'n duister wêreld om ons en dit lig te leef. Halleluja. En hoe doen ons dit? Deur die goue reël. Deur die goue reël. En ek is bly jy dink 'n bietjie aan dit wat jy graag wil hê ander mense aan jou moet doen, want jy gaan dit moet begin doen. Sê vir jou langs jou, ek is reg daarvoor. Ek is reg daarvoor. Wanneer ek kyk in die algemeen na ons lewe, is dit nie so nie dat ons eie lewe wil beskerm. Mense is mos nou ons selfbeskikkingsreg. Ek wil myself beskerm. Maar die evangelie en hierdie goue boodskap sê ietsie anderste. Hierdie goue reël sê, jy moet jou naaste se stryd raak sien. Jy moet daartoe beweeg. Dit is eintlik 3 dinge wat belangrik is wanneer ons sê dat hierdie koninkryksreël is 'n reël van nabyheid, want eintlik wat jy sê ek wil die gaping. Christus kom staan gee bo by my. Hy is daar ver. En dit is wat die silwerreël sê, ek hou mense daar, ek doen niks verkeerd aan hom nie. OK. Maar die Bybel sê ons 'n goue reël. Die Bybel sê ek maak hierdie gaping tussen ons kleiner. Halleluja. OK. Ons maak die gaping kleiner. Ek kom en ek betree jou situasie, jou lewe. Dis 'n ander tipe lewe, is dit nie so nie? OK. Want as ek die gaping kleiner maak, ek is gemaklik hierso. Hier's ek veilig. Maar as ek daartoe moet beweeg, moet ek uit my veilige, gemaklike sone uitklim en sê, hierdie vra nogal redelik baie. Hierdie vra jou alles. Dis hoekom die goue reël is so 'n kosbare reël, want dit vra jou alles. Ek gaan die gaping kleiner maak en hoe gaan ek dit doen? Ek tree uit my gemaksone uit en ek betree jou situasie. En dit is die goue reël. Hy roep ons na 'n lewe van nabyheid. Christus is siek, hy is daar in die hospitaal. Die silwerreël sê, stuur vir hom 'n kaartjie.
Hoop jy word vinnig beter. Ek is nog gemaklik hier, hoef daarom nie. Julle al gesien hoe lyk die staatshospitale daar binne hier wanneer hulle loop, dis ons gemaksone. Is dit nie so nie? Hospitaal nie, ek het nie goeie herinneringe oor 'n hospitaal nie. Ek onthou die eerste oom vir wie ek gaan bid het in die hospitaal, hierdie is regtig so dood gegaan, nê. So die ander pastoor het altyd vir my gesê, moenie pastoor Jacques hospitaal toe stuur, hierdie ou ooms maak dit nie. En julle daai ding het so in my hart gesit, oom Willie, dat ek bang was om vir mense te gaan bid. Ons almal was daar, is dit nie so nie? En hierdie was ons gemaklike sone, hier bly ek. Maar die goue reël sê, hey, ek moet hierdie gaping kleiner maak. Gaan nie net 'n briefie stuur nie, gaan nie net 'n WhatsAppie stuur nie. Gaan die foon optel, ek gaan bel, hoor, as jy by die huis, kan ek hospitaal toe kom, kan ek daar langs jou by die bed kom sit. Ek wil saam met jou bid, ek wil die las saam met jou dra, ek wil die gaping kleiner maak. Ek wil jou situasie betree, en wat dit beteken is, ek moet uit my gemaksone uitkom. Jesus daag ons altyd uit, om uit die gemaksone uit te klim. Want hier's ek veilig, die silwer reël is wonderlik, hier kan ek my eie lewe beskerm, hier's ek gemaklik, maar die goue reël sê, klim uit, beweeg na hom toe, maak die gaping kleiner, betree sy situasie. Halleluja, dankie hoor, dankie. Die goue reël is 'n reël van nabyheid. En ek wil jou vra, beweeg jy doelbewus na jou naaste toe, of beweeg jy weg? Want wanneer ek sê ek beweeg na hom toe, vra dit doelbewus dat ek na hom toe moet beweeg. Ek moet die onreg wat hy beleef, betree. Ek moet die pyn wat hy ervaar, betree. Ek moet die armoede wat hy beleef, betree. Ek moet gaan daar waar hy is. Die evangelie van Jesus was die evangelie van nabyheid. Is dit nie kosbaar nie? Daar waar almal die melaatse ouens vermy het, het Jesus na hulle toe gegaan. En 'n melaatse persoon het nie net 'n geestelike behoefte gehad nie, maar een van die grootste behoeftes wat 'n melaatse persoon gehad het, was net die kosbare aanraking van 'n geliefde. En Jesus het elke keer die melaatses aangeraak en hulle het gesond geword. Hy klim uit sy gemaksone uit, gaan na hulle toe. En dis wat die evangelie van ons vra. Halleluja. Ja. Weet jy hoe is my vrou wees so moeilik nie? Ek gaan maar net hier by my games en by die TV bly. Ek gaan nie in haar pad wees nie. Ek gaan dit nie vir haar moeiliker maak vanaand nie. Dis die silwer reël. Okay. Die goue reël sê, ons gaan maar bietjie op eiers moet trap. Hulle gaan kraak. Maar ek wil hê vrede moet hier heers. En as dit moet wees dat ek moet sê ek is jammer, gaan ek dit doen. Want ek wil die regte ding doen. En die goue reël sê, doen aan ander wat jy graag wil hê ander aan jou moet doen. Hoor julle hoe hierdie twee beginsels oor en weer spring? En hoe ek en jy maklik vasgevang kan word in die silwer reël, maar sê saam met my ek's geroep tot die goue reël. Dis die tipe lewe wat Jesus van ons vra. Hierdie goue reël vereis nie net nabyheid nie. Hierdie goue reël vra empatie. Wie van julle het hierdie twee woorde gehoor? Simpatie en empatie. Okay. Simpatie sê die volgende. Ek stuur vir jou 'n kaartjie om te sê sterkte. Empatie sê ek sit langs jou bed in die hospitaal. Ek huil saam met jou en ek dra jou las prakties. Empatie is nie 'n gevoel nie. Ek het al baie hieroor gedink. Wat is George? Empatie is nie 'n gevoel nie. Empatie is 'n geestelike daad. Dis 'n liefdesaksie. Empatie is 'n daad wat 'n brug bou van een persoon na 'n ander persoon toe. Almal van ons wat vanaand hier sit, het al hartseer beleef. Is dit nie so nie? Ons ken seer, ons ken teleurstelling, ons ken die vernietiging van dood in 'n mens se lewe, die afsterwe van iemand vir wie jy lief was. Van ons wat vanaand hier sit beleef wat is retrenchments. Almal van ons sit het die lelike deel van die lewe af beleef. Maar ek wonder hoekom het die Here vir my 'n storie gegee. Iemand sê eendag hierdie ware woorde vir my. En ek wonder partykeer, kyk ons na ons lewens en dink ons, Here, kon dit nie net makliker gewees het nie. Kon ek nie lesse op 'n makliker manier geleer het nie. Wie van julle was al daar? Okay, hoekom moes ek dit so skryf?
En een ding wat die Here eendag vir my sê deur iemand, is that God uses broken healers. Jy is nie verstaan nie. Ek gaan terug en ek gaan dink hieroor. My omstandighede en krisis het my gebreek. Sodat ek genesing na iemand anders se storie toe kan bring. Omdat empatie, die verlies, die seer my hart so raak, dat ek nie anderste as om na daardie persoon uit te reik nie. Want ek weet hoe dit voel. Ek het dit ervaar. Empatie sê, ek verstaan, ek begryp, maar dis nie waar dit bly nie. Ek wil saamdra. Empatie is hierdie geestelike daad wat die brug bou van my en jou omstandighede na iemand anders se lewe. Jesus roep ons om sy voorbeeld te volg. Hoor mooi, nie net om mense jammer te kry nie, maar om teenwoordig te wees. Halleluja! Om teenwoordig te wees. Hy roep ons om te dien, hy roep ons om lief te hê, en ek en jou lewe moet liefde beliggaam. Nou, waar's my voorbeeld? Here, hoe doen 'n mens dit? Jesus is die goue reël in die vlees. Halleluja. Hy het nie op 'n afstand gebly nie. Alles alles verlaat. Die beste. En om my toe gekom. Hy het vlees geword. Hy het my pyn gedeel. En hy het langs my kom leef. Dis wat hy gedoen het. En dan verstaan ek Hebreërs 4. Maar ek verstaan Hebreërs 4, want dan sê, ek het 'n verlosser, wat met my swakhede medelee het. Hy verstaan, hy begryp, maar dis nie net waar dit gebly het nie. Hy het my kom verander. Hy het my kom dra. En die kruis het die brug gebou na my lewe toe. Halleluja! En ek en jy leef elke dag gekruisigde lewens, wat brûe na ander mense toe moet bou. Want ons verstaan, ons begryp, maar ons doen iets rondom dit. So die uitdaging van my vanaand na jou toe, is dat hierdie is 'n noue pad. Amen. Kom ons hoor wat sê Jesus met die Fariseërs oor die huwelik. Hy sê vir hulle, jy weet, ek sê vir julle mag nie egbreek pleeg nie. Maar Here, ons het nie egbreek gepleeg nie. Ons het dan die skeybrief van Moses gehad, en al die verskonings gehad wat hulle gehad het. Maar dan sê Jesus vir hulle, hey, jy moet ook getrou wees aan jou huweliksbeloftes. So baie mense is vandag in 'n huwelik en sê, ek skei daarom nie. Die silwerreël. Ek doen nie wat sleg is nie. Maar hoor mooi, jy doen ook nie wat goed is nie. Jy leef nie jou huweliksbeloftes nie. Dit is waartoe jy moet beweeg. Sien julle, ons word altyd geroep van hier af na daartoe. Die goue reël. 'n Kollega by die werk. Jy het 'n kollega by die werk en jy weet hy's onder baie druk. En nou dink jy, "Sjoe, hy's so onder baie druk. Ek gaan nie nog druk op hom plaas nie. Ek gaan nie, want dit is nie mooi om nog druk op iemand anders se plaas nie. So ek bly maar weg uit die situasie uit." Die goue reël sê jy stap na iemand toe. En jy sê, "Ek sien jy's onder baie druk. Waarmee kan ek jou help?" Dis opoffering. Dit is liefde in aksie en dis 'n kreatiewe manier om lief te hê. Hierdie is 'n nou pad. Dis 'n pad van nabyheid en is 'n pad van empatie. My vraag is, sal jy net die goue reël aanhaal? Want weet jy wat, ek kom baie by skool en vra ek, "Wys die kinders, wat is die goue reël?" Ek ken die goue reël. Was maklik om die goue reël aan te haal. Maar die goue reël was nooit bedoel net om woorde te wees nie. Die goue reël was bedoel dat ek en jy dit sou beliggaam. Dat ek en jy nie onsself sal weerhou om in mense se situasie in te klim nie, maar dat ek en jy liefde sal beliggaam. Dat ek en jy op die einde van die dag sal sê, die goue reël is nie maklik nie, maar dis God se pad.
Dit is die pad van nabyheid en empatie. Dit is die pad van Christus. Die vraag is, sal ek verder gaan as myself? Sal ek my veiligheid in die antieke spreek verlaat? En sal ek die liefde van die koning na iemand anders te leef? En dit, vriende, is die goue reël. Ek daag jou uit in hierdie week. Ons gaan in die Kersseisoen in. Is daarom interessant. Ons gaan in hierdie seisoen in. En dis 'n kosbare seisoen. 'n Seisoen van gee, omdat ons ontvang het. Is dit nie so nie? En ons almal sê, amen. Mag jy die goue reël leef na buite. En ons almal sê, amen en amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.